Hallo graad 8 en welkom by Tuma Mina Teaching. Ek is Hanneke van der Merwe. Vandag gaan ons nog 2 eksponentwette ontdek. Die mag van die magwet en die mag van 'n produkwet. Wat dink julle sal gebeur as ons 'n mag neem en dit tot nog 'n mag verhef? Kom ons neem 3 tot die mag 2 en verhef dit tot die mag 3. As ons die reël gebruik wat ons reeds ken oor die vermenigvuldiging van magte met dieselfde grondtalle, kan ons dit stap vir stap uitwerk. As ons 3 tot die mag 2 tot die mag 3 uitbrei, kry ons 3 tot die mag 2 maal 3 tot die mag 2 maal 3 tot die mag 2. Nou, dink wat met die eksponente gebeur. Elke hakkie het 'n eksponent van 2 en daar is 3 hakkies. Dus stel ons die eksponente bymekaar. 2 plus 2 plus 2 is 6. Dit beteken 3 tot die mag 2 tot die mag 3 is gelyk aan 3 tot die mag 6. Sien julle wat gebeur? Om 'n mag tot 'n ander mag te verhef, beteken ons vermenigvuldig die eksponente. Sien julle dat dit dieselfde is as om die mag binne die hakkie met die mag buite die hakkie te vermenigvuldig? So, 3 tot die mag 2 verhef tot die mag van 3 kan vinniger gedoen word deur die grondtal dieselfde te hou en die 2 met die 3 te vermenigvuldig om 6 te kry. Nou, kom ons toets dit met 'n paar voorbeelde en kyk of die patroon aanhou. Hier is die eerste voorbeeld. 5 tot die mag 4 verhef tot die mag 3. 4 vermenigvuldig met 3 gee 12. So, ons antwoord is 5 tot die mag 12. Kom ons probeer nog een. 4 tot die mag 4 verhef tot die mag 4. 4 vermenigvuldig met 4 gee 16. En nog een vinnige een. 2 tot die mag 5 verhef tot die mag 4. 5 maal 4 is 20. 2 tot die mag 20. Elke keer bly die grondtal dieselfde en die eksponente word vermenigvuldig. Dit is wat ons noem 'n mag van 'n magwet of verheffing van 'n mag tot 'n magwet. Nou is dit jou beurt om hierdie wet van eksponente te gebruik. Stop nou die video en vereenvoudig die vraag voordat ons die antwoorde kontroleer. Jy sal sien, die grondtalle bly dieselfde en ons vermenigvuldig die eksponente. Ons het gesien wat gebeur as ons 'n mag tot 'n ander mag verhef. Maar, wat gebeur as ons eers 2 getalle met mekaar vermenigvuldig en die produk tot 'n mag verhef? Kom ons brei uit om te sien wat dit beteken. Ons verhef die hele hakkie tot die mag 2. Dit beteken dat die hele hakkie met homself vermenigvuldig word. Nou, groepeer die 2 saam en die 3's saam. 2 vermenigvuldig met 2 gee 2 tot die mag 2. 3 vermenigvuldig met 3 gee 3 tot die mag 2. Sien julle wat gebeur het? Elke getal binne die hakkie het sy eie eksponent gekry. Toe ons die uitdrukking uitgebrei het, het ons gesien dat elke getal in die hakkie tot die mag 2 verhef is. In plaas daarvan om al hierdie stappe elke keer neer te skryf, kan ons dit direk wys.
Die eksponent geld vir elke faktor binne die hakkie. En dit werk nie net vir getalle nie, dit werk vir veranderlikes ook. Dus, wanneer 'n produk tot 'n mag verhef word, geld die eksponent vir elke veranderlike binne die hakkie. Dit word die mag van 'n produkwet genoem. Kom ons kyk na nog 'n paar voorbeelde voordat jy dit op jou eie probeer. Kyk na hierdie een. Onthou, hou die grondtalle dieselfde en vermenigvuldig die eksponente. Dit gee ons 3 tot die mag 2 vermenigvuldig met 5 tot die mag 8. Nou, let iets belangriks op. Al het die 3 nie 'n eksponent gewys nie, het dit wel een. Ons skryf dit nie, maar 3 is dieselfde as 3 tot die mag 1. Dus, wanneer ons die hele hakkie tot die mag 2 verhef, word die verborge 1 ook vermenigvuldig. En dit is waarom 3 dan 3 tot die mag 2 word. Waarom gebeur dit? Omdat die mag vir die hele hakkie geld dit vir elke faktor binne die hakkie. Elke faktor, in hierdie geval 3 en 5, word as sy eie grondtal beskou, wanneer die mag toegepas word. Wanneer ons die hakkies vermenigvuldig, word die 3's gekombineer om 3 tot die mag 2 te maak, en die 5 tot die mag 4 faktore word gekombineer om 5 tot die mag 8 te maak. Dus kan ons sien dat die mag van 2 elke faktor en elke grondtal binne die hakkie beïnvloed. Goed, kom ons oefen om hierdie wet toe te pas. Stop gou die video en vereenvoudig elke uitdrukking op jou eie. Wanneer jy klaar is, druk weer die speelknoppie en kontroleer jou antwoorde. Wel graad 8, dit is 'n samevatting van al die eksponentwette wat julle in graad 8 moet ken. Onthou om julle na elke les te toets. Klik op die skakel en voltooi die selfmerkassessering in die beskrywing hieronder. Waar jy ook al leer, moenie vergeet om op die kanaal in te teken sodat jy nie 'n volgende les mis nie.